almal? Lekker die koue hou ons uit. As bly dit reën nie, dan was ons seker heel leeg. Amen. Nou ja, ek dink in hierdie tyd, maar kom ons gaan maar net so vinnig ons afkondigings deur. 10 uur weet ons mos nou dan seker al van Sondagoggende. En Woensdag kuier ons lekker by die lerings. Dis regtig 'n blessing. Ons kuier omtrent en Donderdag bid ons lekker saam. Ek wil amper hê ons moet die bidure moet groter en voller wees as die Sondagse diens. Baie belangriker as die ander. So en dan Sondag, Vrydag oefen ons maar net lekker. Vandag gaan ons sommer lekker a cappella. Ons gaan permanent nou sonder mics sing. Ek dink ons sing net lekker saam. Amen. Want dan is die een te hard en dan is te sag en dis dit en is dat. Ons sing en loof en prys net die Here. Ons het ons daar 'n monde gekry, man. Dis mos nie net ek wat 'n groot mond het. Daar sê. Waar is die ander? Die vir Christine gesê van die okay, 100%. Ja, ons dink dat ons mense wat bietjie siekerig is en oulik is en ons vertrou dat die Here ook daar sal ingryp. Dis mos maar ons is in hierdie wêreld, man. Jy sê ek sê dat dink iemand wat eendag gespreek spreek lewe. Toe is dit nou oor wintertyd, die gras is nie meer groen nie, maar nou moet daar lewe gespreek word. Dat die gras groen is ek nie magtig. Nee, nou lieg jy. Waar jy nou dooie gras wat nou moet groen wees. So moet daar dan ook die lewe gespreek word. Yes. En dan moet sy streep. So ons is mos dan ook in hierdie wêreld en in hierdie wêreld is daar mos maar virusse. Dis al hierdie dinge so. Ons vertrou maar dat die Here net vir ons sal weervat deur hierdie dinge. Dit gaan nou nie jou lewe spreek dat jy nou nooit gaan siek word nie. Nee, ons is hier in hierdie wêreld waar al hierdie peste en kwale. God kan jou bewaar en hy kan ons gesond maak ook daarvan so. Maar jy's daar moet nou nie so weerstand dat jy nou niks sal oorkom. So prys die Here daarvoor. Nou ons het 'n besoeker af van Springbok af. Welkom hier by ons. En ek het nou sommer so 'n hulpprediker ook gekry. As ons nou weer eers op vakansie gaan dan toch so 'n klomp predikers. Sal ons sommer vir ons open. Dat ons dan voel ons sommer die vuur van die Here vanmôre. Kom ons sluit ons oë. Ons is dankbaar dierbare Hemelse Vader vir die voorreg wat ons vanmôre het. Om U te kan loof en prys, dierbare Here, vir die genade wat U ons gespaar het, môre in die huis van U te kan wees. Dat ons kan hoor wat het U vir ons te sê, wat gaan die prediker vir ons lewer. Ons sê vir die dankie daarvoor. Dankie vir die week wat verby is, waar almal gesond is wat hier vanmôre kan wees, hulle wat hier kan wees, dierbare Hemelse Vader, dra ons op in die genade, en vergewe hulle, Here, almal het omstandighede, dat jy beteken nie kan daar wees nie, maar ons dra hulle op en ons bid ook die seën op hulle af, omdat hulle hier kan wees. Ons sê vir die dankie daarvoor. Ons sê die prediker, Here, ons gee die woord aan hom oor, dat ons kan luister wat die Here vir ons sê. Ja, heilige naam. Amen. Amen. Nou kom ons staan. As jy voel die liedjies raak 'n bietjie lank sit gerus, moet nou nie voel jas bly. Jy kan sit en sing ook, dis lekker. Kom ons sing lekker saam vanmôre.
Amen. Yes.
Amen, kom ons sit. Ek wil vanmôre sommer net so 'n kosbare ou stukkie wil ek met ons deel daar uit Genesis 2 vers 7. Ek wil net so een teksie, want ek het so baie tekste waaroor ons praat vanmôre, dat ek nou nie al hierdie tekste wil lees nie. Jy kan dit na die tyd lekker gaan bestudeer en 'n bietjie deurgaan. En maar hierdie is vir my een teksie waarop ons kan stil staan en 'n bietjie vir onsself ondersoek. Dit kom daar uit Openbaring 2 vers 7. Openbaring 2 vers 7. Waar ons 'n bietjie vir onsself kan ondersoek en 'n bietjie kyk, waar staan ons met die Here? Hy sê, wie 'n oor het, laat hom hoor wat die Gees aan die gemeente sê. Aan hom wat oorwin, sal ek gee om te eet van die boom van die lewe wat binne in die paradys van God is. Van hom wat oorwin, sal ek gee om te eet van daardie boom van die lewe wat in die paradys staan. Nou vanmôre is dit vir my baie belangrik, en ek is opgewonde in my gees. Ek weet nie hoe u voel in jou gees nie, ek weet nie hoe iemand anders in sy gees voel nie, maar my gees lewe. Ek is nie gevrek. My gees lewe. Ek los die dood vir die ander. Anthony Marie, ons lewe, want Christus lewe. So, dat die ander dood, ek lewe. Prys die Here. Sê amen man. Halleluja. Jesus, like, man, wat sal ons dan nou so moet spoed kry hier in die koue? Nee, laat die vuur kom man, en laat die vure val. En ek sien die gemeente al bietjie vorentoe geskuif. En sien hoe ek nou laas Sondag bietjie sagter gepraat. Ek gaan vir julle weer kry vanmôre. Ek het julle. Halleluja. Nee, dit is vir my baie kosbaar. En hierdie week het die Here met my baie stil gestaan, mense. En dit wat daar staan, moet ons werklik vanmôre baie ernstig vat. Werklik vanoggend baie ernstig vat. Waar jy jou tans bevind, gaan jou toekoms bepaal. Waar jy vir jou op hierdie oomblik bevind, gaan jou toekoms bepaal. Ek en jy het 'n keuse in die lewe. Ons almal het 'n keuse. En ongelukkig, ek wil sê, ek weet nie of dit ongelukkig of gelukkig, kan ek nie vir jou daai keuse maak. Ewen God kan vanmôre nie vir jou daai keuse maak. Net ek en u kan vanmôre, wie mense, daar's niks so bevredigend om die gees van die Here in jou lewe te proe nie, man. Te smaak. Jesus man, weet, dis vir my, die kerk van die Here het gevrek geloof, dood in hulle gees. Daar's geen lewe nie. Dit skry en beklei en veg en alles. Ek het volgende op my Facebook 'n baie kosbare ding gesit, dat ons moet sien dat die vyand, as hy nie jou kan geestelik onderkry nie, dan gaan hy vir jou emosioneel probeer tekker. Is dit nie waar? So hy gaan een of ander, hy's besig, hy's bedrywig. En ons is so toe loop ons binne in hierdie gevare in. Hoekom? Omdat jy nie in 'n verhouding met God staan. Klaar. En jou mond kan nou bitter word vir my, en jou gal kan nog bitterder word, maar ek sê vir jou vanmôre, jy staan nie in 'n verhouding met God, as jy nie kan openbaar en kan optel, dat die vyand is besig om die kerk van God te suiwer. Nie God nie, die vyand is besig om te suiwer die wedergebore kind van die Here. Wat dink, ek kon een preek, ek dink so een Woensdag wil ek 'n bietjie praat oor, juis oor hierdie ding van waar ons dink ons op pad hemel toe is. Maar jy's nog ver van die koninkryk van God af. Want daar is sekere eienskappe en beginsels, ek het dit gister neergeskryf. So ons gaan dit op 'n Woensdag by 'n teaching bietjie lekker in diepte bespreek. Dink jy of weet jy, jy's op pad hemel toe?
Ons moet baie versigtig wees, mense. Daar's dinge wat in die woord uitkom wat die Here vir ons skrif vra of gee, en dan vra hy vir ons, weet jy waartoe jy op pad is? Want waar jy jou vanmôre bevind, is waar jou einde gaan wees. As kind van God. God praat nie met die ongeredde nie. Die ongeredde weet waartoe hy op pad is. Baie van hulle weet, maar hulle wil nie, want die heerlikheid en die sonde van hierdie wêreld is te lekker. Hierdie gaan oor waartoe is ek en jy op pad. Waar bevind jy vir jou in hierdie verhouding met die Here? En ek het gaan sit 'n bietjie stil met die Here. En daardie kosbare stukkie woord uit die Bybel, het kom vir my so, ons is soos 'n boom. Dis 'n ou teks. Hy kry net elke dag 'n nuwe betekenis en nuwe lewe. Ons is soos 'n boom wat geplant is by waterstroom. Nie net stroom nie. Ons is soos 'n boom wat geplant is by waterstrome. Nou ek wil vir ons op 'n toer vat deur die woord van Genesis tot by Openbaring uit vanmôre oor by watter boom staan ek en u vanmôre stil. Want dis gevaarlik as ons by die groot risiko as ek en jy vanmôre by die verkeerde boom loop stil staan. Want as ons by die verkeerde boom, dan kan dit jou lewe kos. Verstaan jy so, om te staan by hierdie boom wat soos 'n boom wat geplant is by waterstrome, weet jy dat ek kry onmiddellik 'n prentjie, man. 'n Kosbare, Here, mag u vanmôre praat met die gemeente. Mag u Gees vanmôre praat met hierdie gemeente. Mag u vanmôre praat met God, met elkeen wat kyk vanmôre. Laat ons ligsinnigheid, laat ons hierdie dinge van die wêreld onder ons voete kry, en dat daar weer vuur in my gees kan opstaan, man. Dat daar 'n honger, soos ou Jeremia, man, maar dat daar 'n honger in ons gees kan opstaan na die geregtigheid van God, man. Nie na hierdie sondige begeertes nie, man. Nie na hierdie lou Christen gemors nie, man. Maar dat daar 'n vuur van die gees van die Here in my sal brand, man. Wie ons kan nie met doodsheid vir God dien nie, man. Ons kan nie met doodsheid, ons God is vuur. Die Heilige Gees is vuur, man. En dis wat nodig is in die liggaam van die Here is vuur, man. Ons het vuur nodig. Want dan kan ons 'n verskil in hierdie lewe maak. Hierdie gevrekheid, man, jy lyk net soos die wêreld en jy vrot soos die wêreld, maar ons wil sê ons is geplant soos 'n boom wat by waterstrome, die waterstrome, die Heilige Gees van God, moenie vanmôre vir God lieg nie, man. Moenie vir die Here probeer. Ek raak so opgehou. Moenie dink dat jy vir God sal manipuleer vanmôre met 'n ander manier. Ek sê vir jou, wie as ek 'n prentjie sien, dan sien ek 'n boom. Ek sien 'n boom by waterstrome, maar wie ek sien dat hierdie boom permanent by waterstrome, die grond is permanent, is hierdie grond nat. Daar's 'n klammigheid. Gedurig is daar 'n klammigheid, want jy's geplant by die Heilige Gees se stroom. Jy's nie ver weg geplant van hierdie riviertjie nie, van hierdie strome nie af. Nee, jy's nie daar in die woestyn geplant nie. Nee, jy's by 'n stroom, die Heilige Gees van God geplant, en jou grond bly klam. Want as jou grond gedurig klam bly, dan is daar vrug. Dan is daar vrug. Maar as jy deur ver geplant het, as jy ver van die huis van God geplant het, as jy ver van God geplant is, dat jy nie sy teenwoordigheid voel nie, dan kan dit onmoontlik wees dat hierdie vrug kan suig van hierdie nattigheid van die aarde. Dan gee ons voor van 'n wonderlike nee. En dis waar ons kom met die woord van die Here, waar ons as mens, as ons teruggaan na die tuin van Eden, alles het ons daar begin. Alles het daar begin. Ons hele lewe het daar begin. Jy sien vanmôre die groot probleem, en ek wil hê jy moet vir jou kyk, jouself vanmôre ondersoek, Here, waar staan ek in my verhouding met U, my God? Waar staan ek in my verhouding met U? Staan ons vanmôre soos 'n Eva by 'n boom? Staan ons vanmôre soos 'n Eva by 'n boom waar God vir jou gesê het en gewaarsku het, pas op vir hierdie boom van kennis van goed en kwaad? Die Here praat met ons vanmôre, mense,
Hier's 'n kosbare goeders in hierdie woord. Ons staan vanmôre by 'n boom wat ons dink ons God is. Want dis presies, want die vyand kom sê vir jou, jy kan maar eet. Jy kan maar eet. Jy sien die verleiding van die Satan in ons lewe. As ons nie op 'n plek is, as ons nie by die stroom is, by die waterstroom van die Heilige Gees nie, dan is ons oopgemaak. Verstaan jy? As jy nie in 'n verhouding met God se Gees is nie, is jou liggaam oop, jou siel is oop vir verleiding vanmôre, my mense. Dan verstaan jy, dan is daar 'n opstandige gees in jou. Dan is daar 'n bitterheid gees in jou. Daar's 'n verraaier gees in jou. Daar's 'n tweedragsaai gees in jou. Verstaan jy met jou gees? Jy's nie naby die Heilige. Kom ek sê, jy's nie in 'n verhouding met God nie. Jy is nie in 'n verhouding met God nie. Daar's nie 'n manier nie, man. Want iemand wat in 'n verhouding met God is, staan by die lewende water vanmôre, mense. Jy staan by die lewende water. Jy's nie weg nie, want jy hoor die stem van die Heilige Gees. Jy's naby aan God se stem. Jy's naby aan sy woord. Jy's 'n honger na meer van die Here. Maar die oomblik as ons deure begin oopmaak, as ons deure oopmaak, dan beweeg ons waar die Satan vir jou vanmôre sê, daar by daardie boom, jy sal sekerlik nie sterwe nie, Eva. Niks het verander van daardie tyd tot vandag toe nie. Niks het verander nie. Nog steeds as jy nie by die ware boom van God staan nie, dan is jy beskikbaar en jy's oop vir verleiding. Jy's oop vir verleiding, mense. En dit is vir jou wat die Satan vanmôre sal sê, jy sal soos God wees. Niks het verander nie. Kyk vandag hoe staan mense in opstand teen ware kinders van die Here. Kyk hoe mense in opstand kom teen God. Kyk die verleiding van die Satan in die wêreld, waar die mens dink hy is God. Die mens dink hy's groter as God. Jy sien, dis wat die oomblik as jy dit besef, dan is dit te laat. Jy het 'n keuse vanmôre, mense. Ek en jy het vanmôre 'n keuse, of ons gaan bly staan by hierdie boom waar Eva staan, en onder die ongehoorsaamheid en die misleiding van die Satan. Want jy sien, daar's 'n klop aan ons deur. Daar's 'n klop aan jou deur wat die Gees van die Here elke oomblik met jou praat vanmôre, mense. Wat die Gees van die Here vir jou sê, jy staan by 'n verkeerde boom, my kind. Jy staan by 'n boom waar jy verlei word deur valse leraars in hierdie blerrie dorp, man. Valse predikers, man. Godlasteraars, man. Niks van die Heilige Gees, want dit gaan van hulle net oor hulle self, man. Om hulle self te verryk. Daar's niks van die Heilige Gees in hulle harte nie, man. Niks nie. Dis bose geeste. Dis nie predikers nie, dis bose geeste. Dis Satan aanbidders wat in die vorm van die Heilige Gees probeer manifesteer. Ek sê vir julle vanmôre, met alle eerbied en respek vir die God wat ek staan nie by 'n boom wat vir my nutteloos is. Ek staan by 'n boom waar daar krag is, waar daar verandering is. Nooit moet God vir my eendag sê, ek het hierdie pad vir jou toegemaak. Gaan uit. Nooit het die Satan vir jou gesê, as jy by hierdie boom bly staan van kennis van goed en kwaad, nooit het hy vir jou gesê, jou verhouding met God gaan afgebreek word. Hy het dit nooit vir jou gesê nie. Hy het vir jou gesê, jy gaan soos God wees. Hy het nooit vir jou gesê, daar die kosbare verhouding, want die oomblik toe Eva se oë oopgaan, toe is daar geen verhouding by God nie, man, mense. Ons moet besef, ons moet wakker word in ons gees, veral in hierdie laaste tye, mense, wat ons weet, ons hoor, ons sien, die koms van die Here Jesus is op hande, en ons bly staan nog by 'n boom, wat vir jou nutteloos is, man, waar daar geen krag is nie. Verstaan jy? 'n Boom wat jou weggevat het van God. Die oomblik toe jy kon sien, dat jou oë oopgaan, en jy besef, jo Here, ek het toe nooit soos U geword nie, maar ek het weggeraak van U af. Moet God vanmôre vir jou vanmôre ook sê, ek gaan vir jou toemaak, net nou wil jy eet van die boom van die lewe. Jy sien, God hou die boom van die lewe van ons weg. Van wie hou hy dit weg?
van 'n sondaar. Die boom van die lewe, Jesus Christus, is die boom van die lewe. Hy sê, jy sal nie hierdie boom eet nie, en ek sal gerubs hier sit. Ek sal gerub, die gees van die Here. Die gees van die Here. Sonder wedergeboorte sal jy nie van hierdie boom van die lewe kan eet nie. Sonder wedergeboorte, sonder om hierdie verhouding met God te herstel, sal jy nooit van hierdie boom, en daar's gerubs wat hom beskerm. Hy's nie vernietig daai pad nie. Hy's nie permanent toegemaak daai pad nie, maar hy's oopgemaak op Babie net vir ons wat waarlik na God soek. Waarlik na God soek. Is daar die boom van die lewe. Openbaring 2 vers 7. Kosbaar. Is dit nie wonder? Kom ons gaan verder, mense, op hierdie pad. Verstaan jy? Hier het ons sonde gepleeg en die mense is in die paradys uitgedryf. Maar God laat ons nooit. Daar in Genesis 18 vers 4, daar kom ons 'n stukkie van Abraham, wat vir my so wonderlik is. Jy sien, God het vir ons beloftes op hierdie pad. Jy sien, hy het geweet, die mens gaan sonde, maar God los jou nie op hierdie pad. Hy los jou nie. Hy het weer planne gemaak. Sy genade is net te groot. Sy genade vir my en vir jou is net te groot. En hy kom op hierdie punt, en hier kom Abraham, en hy maak 'n belofte teenoor Abraham. Hy sê, Abraham, kom uit jou land uit, en trek weg. Ek het 'n kosbare belofte vir jou nageslag gaan, soos die sand van die see wees, verstaan jy? En wonderlik, en hier kom besoek, 3 manne vrou, vir Abraham. En nou Abraham sê, kom staan hier, hy nooi hierdie 3 manne, waarvan die engel van God, Jesus Christus, die engel wat daar skryf met 'n hoofletter, so Jesus, hoor, Jesus kom besoek. Jesus kom besoek jou. Jesus kom besoek jou vanmôre. Miskien het jou oë oopgegaan, dat jy besef het, die vyand het vir my gelieg, maar daar's nog 'n kans. Die feit dat jy vanmôre hier sit, is 'n kans wat God vir ons gee. En nou Abraham besef, en die Here gebruik hierdie voorbeeld, waar Abraham uitroep, toe die 3 manne kom aanstap, hoor jy mooi, dit is wat ek en jy nodig het vanoggend. Dis wat ons nodig het. Toe Abraham hierdie 3 manne sien nader stap, ek dink hy sien miskien eers later besef, dis 'n lewende God wat hier nader stap. Dis Jesus Christus self, wat kom besoek aflê, om sy belofte wat hy gemaak het, net vir hom weer te kom sê, ek weet, ek het beloof. Is dit nie wat God daar in die tuin van Eden vir Eva gered en verander? Hy sê, ek het 'n belofte, ek sal vir julle nie los nie, ek sal die seun van God stuur, ek sal hom stuur om vir jou te verlos uit jou sonde. Is dit nie wat ek en jy vanmôre nodig het nie? Hier sien nou Abraham 3 manne, en hy sê, wat sê hy die mooi, hy sê, kom rus 'n bietjie hier by my onder die boom. Hoor jy hierdie mooi, hoor mooi, hy sê, kom rus, hy sê vir Jesus, Here Jesus, hy sê, kom sit en rus hier by my, verstaan jy, Jesus kom sit hier by Abraham onder die boom. Dis ons God, mense. Dis daardie God. Bevind jy jou op 'n plek in jou lewe waar jy saam met Jesus, want dis nie net Jesus en die 2 ander manne wat daar onder die boom gesit het, die woord sê, en Abraham het saam met hulle daar gaan sit. Halleluja, man. Abraham het saam met hulle daar gaan sit. Op hierdie pad wat voor lê, het ons Jesus in ons lewe nodig, mense. Ons kan nie self hierdie pad loop nie. Ons het hierdie rus. Hierdie lewende God, waar ons saam onder hierdie boom sit en ons rus. Maar daar's een ding, Genesis 35 wat hy sê, 35 vers 4, wat hy vir ons so mooi duidelik sê. Hy sê, Jakob, ek wil hê jy moet vir my optrek. Jy sien, hier's God saam met ons in ons pad, soos Abraham. Ons rus saam met hom. Ons loop saam met hom. Nee, ons loop en hy loop agter ons nie. Nee, Jesus loop voor. Hy wys vir ons. Hy loop saam. Hy wys vir ons in hierdie moeilike pad. Want jy sien, ons is uit die tuin van Eden gegooi, maar ons is nie alleen gelaat nie.
Hy is saam met ons, maar hy sê maar daar's 'n vereiste. Hy sê Jakob, ek wil hê jy moet optrek na Bethel. Bethel beteken huis van brood. Huis van brood. Die gees van die Here is die brood wat ek en jy nodig het in vandag se lewe. Hy sê ek wil hê jy moet optrek. Kom uit jou situasie uit. Ek het jou nou gered waar eers sou jou wou getel het. Ek het jou gered waar jou broer jou doodgemaak het. Wie is ons broers? Hulle loop hier rond. Mede kinders van die Here. Ek het jou gered uit skynheiliges uit, man. Valse mense. Ek het jou gered. Ek het jou geopenbaar, vir jou gewys. Hy sê kom nou, kom op na die huis van brood, want jy het voedsel nodig. Jy het kos nodig. Kom op na Bethlehem. Hy sê maar een ding moet jy doen. Begrawe eers hierdie klomp afgode wat daar saam in jou tent is. Ja, is te veel gemors. Ons hele reeks gaan in die laaste tyd breek voor die Here. Sterf in jou eie. Sterf in jouself. Niks in hierdie wêreld moet tussen jou en God staan nie. Dis 'n afgod. Hy sê raak eers voordat jy die broodkans geniet. Verstaan jy mense? Voordat die woord van die Here vir jou soos heuning is. Voordat die woord van God begin smaak. Voordat die woord van God verandering kan bring, moet jy eers jou afgode by die huis los, asseblief Jakob. Want ek is 'n jaloerse God. En geen afgod kom in my teenwoordigheid. Geen afgod kom in die teenwoordigheid van 'n kind van die Here nie. Mense, geen afgod. En dis hoekom hy sê, begrawe jou afgod en dan kom jy op na die huis van die Here. Want anders gaan daar net 'n klomp maras in jou lewe wees. Ja, want die Here sê, as jy eet van die brood, as jy by Bethel gekom het, dan lê hier 'n pad wat voor jou lê. Dit kom daar by die palmbome daar in die woestyn. 'n dorheid om jou. Mense, ons het nodig om te eet van die Here. Ons het nodig om te eet van die Heilige Gees. Want jy sien, hier's 'n pad wat moeilik is vorentoe. Hier's 'n pad wat deur die woestyn loop. Hoor jy vanmôre wat die Here sê? Hier's 'n pad wat moeilik is. Daar's 'n Mara gewees. As hy nie hier geëet het nie. As hy nie hier by God stil geraak het. As hy nie gevoed was nie, sou hulle dit nie gemaak het na die palmtakke, die palmbome in die woestyn nie. Want hulle is deur 'n woestyn. Daar's Mara's gewees, Mara, bitter water, moeilike omstandighede wat ek en jy vanmôre sal deurgaan. Stryd in hierdie lewe. Man, ek het daar by Jeremia, hy vervloek die dag wat hy gebore het. Het jy dit al begin vervloek? Nog nie, want dan gaan dit te goed. Dit gaan te goed. As dit vir jou nog nie voel, soos Jeremia uitgeroep het, Here, is al wat vir my voorlê net stryd nie. Is al wat vir my voorlê net vervolging nie. Is dit my pad? Dis jou pad, my kind. Neem jou kruis op en volg my. As dit vir hulle was, God maak jy geen witbroodjies en wat se oogappeltjies en ek weet nie wat se gemorsie, want God het nie sulke goed oogappeltjies. Nee. Almal is voor God gelyk. Almal wat die Here liefhet is voor God gelyk. Maar hy weet, hy sê ek sal jou nooit bo jou klagte versoek nie. In hierdie woestyn waar die bitter waters, die Mara waters, bitter omstandighede, want gelukkig prys die Here, het ons begin eet van die brood van die lewe. By Bethlehem het ons brood geëet en ons het hierdie woestyn ingestap en daar het houe gekom, maar jy sien ons word versterk, man. Want die Gees van die Here los jou nie in hierdie omstandighede, dat jy moet self hierdie pad doen. Nee, hy bring jou by water, by die palmbome hier in die woestyn, sodat jy kan versterk. Sodat jy onder daardie skaduwees bietjie kan gaan sit, en net 'n bietjie rustig raak. Is dit nie, maar weet wat, ek kyk daar in Exodus 34, vers 13, wat die Here sê, daar's een vereiste, wat ons in hierdie woestyn leer. Hy sê, kap van hierdie bome af. Bome wat moet afgekap, slegte geselskap, slegte omgewing. Want jy sien, God is op reis met jou.
opreis waar en heilig maak, om te wees soos hy, om te wees soos God. Jy sien, dis nodig dat ons moet begin skoonmaak rondom ons. As hy praat van afkap van bome, dan praat dit familie. Hy sê mos daar in die woord, jy sal met jou familie partykeer prys gee. Jy sal met vriende prys gee. Jy sal ma en pa moet. Jy sal met vir boetie en sussie, want niemand en niks mag tussen jou en my staan nie. Halleluja, ek sê prys die Here, want dit wat ek beleef en ervaar, Here, ek kap af. Help my om af te kap, want ek wil nie, en ek wil ook nie gesien wees, en ek wil nie meng met mense wat U nie lief het nie, Here. Ek sien die kans om my lewe op te mors, terwille van die evangelie van God nie. Nee, my lewe is Jesus, want hy is oorwinning, hy is lewe man, in al my krag, my alles, so ons moet begin afkap mense. Dis partykeer hartseer om ontslae te raak van familie. Verstaan, want hulle kap die hardste in jou lewe. Hulle maak jou gewoonlik die seerste. Hulle is wat die meeste trane in jou lewe veroorsaak. Man, die wêreld daar buite en vriende kan nie so seer maak soos familie nie. Hulle kan nie so seer maak soos 'n kind nie. Hulle kan nie so seer maak soos 'n ouer en 'n pa en 'n ma nie. Nee, hulle kan nie so seer maak nie. Dis hoekom in die Here sê, kap af. Want ek is jou vader. Kap af, ek is jou moeder. Ek is die een. Kyk hier, die God van ons. Niks moet staan tussen ons en die Here nie. 1 Konings 13 vers 14 praat die Here. Kyk net hoe kosbaar is God. Hy praat hier met 'n jong profeet en hy sê, gaan waarsku daar die koning dat ek sy ondergang is baie naby. Hy sê, maar jy moet nie eet en jy moet niks drink nie. Water niks, jy mag nie rus nie, voordat jy nie terug in Juda is. Jy moet die boodskap gaan afgee, jy mag niks doen, nie eet nie water nie, verstaan jy? Ben jy hier, ons nou die geloof nodig, verstaan jy? Waar is op die krag van die Here, want as hy so sê, sal hy voorsien in wat jou behoefte. Hy sê, moenie eet en drink of rus nie. Daar's 'n rede hoekom hy dit gesê het, mense. Daar's 'n rede hoekom God vanmôre vir my en vir jou sê, moenie nou rus nie. Jy loop eet en drink nie van die wêreld nie. Moenie rus nie. Daar's 'n probleem. Jy moet vir hierdie koning gaan waarsku, sy ondergang is baie naby. En 'n profeet, die woord sê, en 'n ou profeet het dit gehoor. 'n Ou profeet, 'n man van God. Hier is 'n jong profeet. 'n Man wat nou by die Here uitgekom het. Hou van 'n jong manne wat nou by die Here uitgekom het. Wat 'n passie. Hier's 'n ou profeet wat hom loop lieg. Veilig. Veilig. Krimineel van die geestelike lewe. Hy stuur iemand na hierdie jong profeet klaar gedoen het wat God se opdrag was en hy op pad terug is. Jy sien die probleem wat gebeur het. Is die jong profeet gaan sit onder 'n boom en hy dink ek gaan net 'n bietjie rus. Want dit was inspanning, want hierdie koning wou hom doodmaak. Ons lees daar dat die oomblik toe die koning sy hand uitsteek en sê maak hom dood, toe raak sy hand styf. Kyk hoe sy Satan. Die oomblik toe hy sê maak hom dood, toe gryp God in en hy maak sy hand styf. Soveel so dat die koning moes bid, vir hom vra, bid tot jou God, dat my hand weer reg kom. En toe die hand reg het, weet wat, kyk hoe slinks is die, mense hoor hierso, ons moet wakker word in ons gees, so waar, die Satan loop rond, soos 'n brullende leeu en hy wil verwoes. Wie wil hy verwoes? Vir my en jou as kind van God. Hier kom die koning en hy sê, kom eet by my, vir dit wat jy vir my gedoen het. Kom sit aan my tafel. Hy's kastig dankbaar. Wat het God gesê? Jy eet en drink nergens. Jy rus nergens, voordat jy nie terug is. Voordat ek en jy nie terug is in die koninkryk van God. Voordat ons nie terug is in die paradys nie. Voordat ons nie terug is met die brood van lewe, van Bethel nie. Voordat ons nie ons het hier 'n job om klaar te maak. En hier doen ons dit klaar. Jy eet en drink nie by die goddelose.
met die Satan nie. Jy het 'n werk om hier klaar te maak en ons het nodig, want God het jou reeds die krag gegee en jy eet en drink nie in hierdie wêreld. Jy loop rus nie in hierdie wêreld nie, man. Hierso ons het job, ons het hier dieselfde wat Moses gehad het, om te sê, wat God hom sê, lei my volk uit Egipte uit. Ek en jy het 'n opdrag om die volk van God uit slawerny uit te kry. Ons kan nie hier sit en rus nie, man. Ons kan nie op ons lauwere sit en niks doen nie. Hoekom nie? Daar's valse ou profete. Ek is ook 'n profeet, sê hy vir die jong profeet. Maar dan kan daar mos nie fout wees nie. Wat het God gesê? Wat, jy sien, ons luister, wat die wêreld sê. Ons gee nie om wat God sê nie. God sê, jy rus nie. Die ou profeet, nou die dag sê een vir my, valse vyand. Wie is 'n mens dan met die gees wandel? Ek prys God, dat ek dit so kan optel, ek sê jou vyand. Daar op Facebook sit ek 'n mooi ding, ag ek kan nie eens onthou, ou Willem, nogal vreeslik pragtig. Snaaks het hy nie gesê Willempie nie, want hulle verklein hom ons. Ag, ek gee vir jou vreeslik om, jy lief. Jy moet by die Here loop hoor. Willem, ek sien hoe brand jy jou uit. Jy lieg! Ek brand met die uit iemand. Want die liefde van die Here dryf my. Hy gee my, ek brand nie uit, jy se lief. Moenie vir my sulke soetsappige gemors op Facebook sê nie. Moenie my probeer bejammer nie. As jy wil bestraf word, moet jy vir my probeer bejammer. Ek gaan vir jou hel gee. Ek gaan vir jou hel gee, want ek word nie bejammer nie, want ek is 'n kind van God. Jy kom nie met soetsappige gemors nie, ek is 'n kind van God, en ek is nie uitgebrand nie. Want my vuur is die Heilige Gees. Jeremia het hyselfde. Here, ek verstaan hier in die volgende oomblik toe brand daar 'n vuur in hom. Ek dink Jeremia 8 of 12, ek is nie seker. Toe brand hy, ons brandman. Hey brandman. Amen. Moenie hier met 'n vuurhoutjie nie kry of hierdie ligterspan. Daai nie gaslighter gaan ook uit. Hey man, dat jou altaar aan die brand bly man. Hierdie fire lighters man. Laat jy so 'n bietjie langer. En laat die ander een sommer 'n ander een dat hy hom so brand sê. Prys die Here. Prys die Here. Hey man, wie is die liefde van God in ons lewe is? Nog nooit brand jy uit. Want daardie liefde vul jou. Hierdie liggaam, hy kan moeg raak, maar eendag. Dis hoekom ek nie Sabbat. Sabbat is van die Satan af. Nou word ek dan bestraf hier buite en dalk hier binne ook. As 'n Sabbatsrus. En die oomblik toe Jesus Christus ingestap het, toe stap ek in sy Sabbat in. So ek brand nie uit. Ek hoef nie te rus nie, want sy rus is in my. Ek is in hom. Halleluja. Halleluja, Here. Halleluja. Want die oomblik as ek gaan rus, dan haal die ou profeet my in. Die oomblik as ek gaan rus, gaan die Satan my inhaal. En hy gaan jou belieg. En hy gaan vir jou sê, kom eet by my, deur die ou profeet. Dis mos ook 'n profeet. Kom eet by my. Wat het dit gekos vir hierdie jong profeet? Sy lewe. Sy lewe. Dit het sy lewe gekos, mense. God sien al hierdie dinge raak. Hy beleef. En as ons soos 'n Elia miskien voel, dan stuur die Here. Dan stuur die Here iemand. En sê Elia onder die besembos. Hier sit hy ook onder 'n boom. Hy het ook so 'n bietjie self bejammer. Want hy het nou hierdie vuur en krag van God gesien. In die volgende oomblik, toe arme ou Jezebel, wat nou nog so vereer word. O Jezebel, jy het die Jezebel gees. Jy lieg man, dis 'n demon. Noem dit die demon op sy naam man. Moenie vir Jezebel, daai vrou is lankal jare terug dood. Daai ding is lankal dood. Ewig.
Sy en Agab, albei, Jezebel gees, Agab, dis 'n lieg, dis nie so 'n gees nie. Noem daai demoon op sy naam. Ja, daai demoon het 'n naam, sy naam is nie Jezebel. Daai demoon het 'n naam, wat vir jou wil ondergang beteken. Jy sien, dis wat die probleem, ons wil heel dag loop 'n bevryding doen. Ja, ons wil gedurende demoonlope soek. Ons kan nie eens meer onderskei. Waar goed en kwaad, en waar is werklike demone, waar is dit net 'n mens wat seer is. Ons loop besoek gedurig demone. Want die kerk van die Here hou hulle besig heeldag met die Satanse dinge en met die gees van God word vergete. Dis hoekom ons nie in sy rus kan instap en hoekom ons die rus van die Heilige Gees nie kan voel en kan ervaar in ons lewe nie, man. Ons wil wette hou. Ons moet iets hou. Ons voel te skuldig. Ons voel te skuldig vir hierdie goedheid van God in ons lewe. So ons moet iets teruggee. Jou terug te gee. Wat wil jy teruggee? Dankbaarheid, man. Jy's gered uit genade. Wees dankbaar daarvoor. Jy het niks om te gee nie. Net om te sê, Here, hier is my liggaam. Romeine 12 vers 1. Gee jou liggaam as 'n welgestelde offer vir die Here. Dis al. Elia, ek sien vir jou op die pad. Ek stuur iemand om vir jou hier uit te kry. Kom by die berg, hoor, want ek het 'n opdrag vir jou. Jy sê, man, God het 'n opdrag. Hy sal vir jou nie laat uitbrand. Nog nooit. Jy hoef nie te rus nie. Ons rus in die Here. Wie, elke oomblik, wie, as mense so vuur val en hulle praat so onnodige twak, man, dan maak ek my oë toe. Ek bid nie. Ek maak net my oë toe. En dan ervaar ek iets baie spesiaal. Daardie krag. Ek maak net my oë toe. Ek sê niks. Dit is alweer ben. Jesus, dis ben. Jesus, Willem, ek het alweer my oë toe. Dinge raak bietjie warm. Kom Willem. Kom uit hier. Kom laat jy by die berg kom. En dan sê die Here, het ek nie vir jou gesê nie? Ja, Here, jy. Nou wat soek jy daar onder die besembos? Jy het toegelaat dat 'n leuen jou beïnvloed. Onthou, alles weet ons, waar bevind jy vir jou? En vanmôre is daar 'n uiter, die laaste boom, die vyeboom. Johannes 1 vers 49, waar die Here sê, ek sluit hiermee af. Nathanael, ek het jou gesien. Voel jy vanmôre? Voel jy vanoggend? Soos 'n Nathanael of 'n Elia daar onder 'n boom? Voel jy dat die wêreld jy vanmôre teleurgestel het? Voel jy vanmôre dat alles teen jou is? Voel jy vanmôre, Here, ek het vanmôre net krag nodig. Ek het net 'n vars aanraking van U nodig. Ek het net vanmôre dalk 'n vars salwing van U nodig. Ek het net 'n hand op my skouer vanmôre van U nodig, Here. Maar ek weet nie waar is U nie. Ek voel vanmôre 'n bietjie leeg. Dit voel vir my of hier niks hier binne kan aangaan nie. Want daar is van daardie dae wat ons voel dat die storms vir ons 'n bietjie te veel raak. Die teenkanting is 'n bietjie te veel. En hier, wanneer jy dit die minste verwag, en dis hoekom ek sê, mense, ons stilte tyd met God, jy sal nie 'n antwoord kry as jy nie stilte tyd het. Jy sal nie sy teenwoordigheid voel. Ons kan in hierdie strate loop rondhardloop. Soos los prostituie. Op soek na hoerman. Want ons wil in hierdie wêreld hoer. Dis waarmee ons kan besig hou. Van huis tot huis. Maar ons het die tyd. Ons het die tyd om net by, soos 'n Maria, bietjie by Jesus se voete te sit. Want as ons daar sit, dan kom hierdie kosbare woord. Nathanael, ek het jou gesien
daar waar jy sit onder die vyeboom. Joh, is dit nie mooi nie. Net 'n sinnetjie, verander hierdie man se lewe. Waar, u is die seun van God. Jy en die vuur van die Here is in Nathanael, soveel dat hy nooit weer in sy lewe omgedraai het nie. Hoe is dit moontlik dat ons as kind van God, wat op 'n dag hier voorgestaan het met 'n altaar uitroep, hoe is dit moontlik, waar jy jou lewe met God reggemaak het, hoe is dit moontlik, waar jy die gees van die Here ervaar het, die liefde van die Here op daardie oomblik, hoe is dit moontlik, waar jou trane geloop het op daardie dag, dat jy omdraai en 'n goddelose lewe loop lei. Jy lieg, jy is nie wedergebore nie. Emosionele oomblik, want jy sien die probleem met ons Pinksterkerke, ons skep sulke emosionele situasies en oomblikke, wat almal snot en trane huil, want hulle seer en hulle is hartseer wonderlik kragtig, maar daar's nie ware bekering in ons harte. Dis 'n emosionele oomblik, en ons huil, snot en trane, o, dankie, o, ai, liewe Jesus, twak, moenie vir God probeer lieg. Twak! En jou lewe lyk nog altyd, jy lieg! Challenge my, want ek vat vir jou die woord uit. Jy sien, ek hoef my nie te regverdig, ek vat vir jou woord uit. Want die woord regverdig homself. As jy geplant is, jy sien die oomblik wat ons wedergebore is, daardie oomblik wat Jesus en Nathanael, ek het jou gesien onder die vyeboom. Ons weet wat is die kosbaarheid van 'n vyeboom, die vrug. Die een oomblik het God hom bestraf en hy is dood, en maar die ander oomblik dan dra hy vrug. As ek en jy waarlik die Here aangeneem, het ek net een begeerte, Jesus. Niks, geen ander begeerte, Jesus. My hele lewe, Jesus. As ek met mense praat, Jesus. As ek getuig, Jesus. Niks, ek het geen niks, want ek het hom ontmoet hier. Maar jy sien, ek is diep uitgehaal. Ek is nie hier op 'n vlak rotsie nie. Nee, ek is diep uit die modder uitgehaal, waar God vir my 'n kans gegee. En omdat ek daardie kans aangegryp het en besef het, iemand groots moet vir my hier uitgekry het. Baie groter moes my situasie verander het. Verstaan jy? As ek dan huil ek voor die Here. Hey mense. En my boom. Die Here loop haal hom uit die woestyn uit. Hierdie droë. Wat is die teks met blom, Jesaja? Van die takkie 11 vers 1. Jesaja 11 vers 1, gaan lees. Hierdie boomstom wat so uitgebrand het, daar's niks nie. Hy staan daar in die woestyn. Hy's uitgebrand. Kan daar weer lewe? Ja, wragtig. Daar kom 'n blaadjie. Ek het hom probeer teken of skilder, wat jy dit ook kan noem. Dis te groot gewees. Ek het die ding loop weggooi. Sê ek nie, Here, dis te groot. Ek kan nie wat hier gebeur. Want dis my lewe. Ek sien hom hoe uitgebrand is hy. Dis my lewe. Hy's uitgebrand gewees. Hy het hier in die woestyn 'n swart tak gelê. 'n Swart boomstam. Dis vir my te groot wat hier gebeur. Die eer wat ek vir u kan gee, wat ek kan teruggee, dis te groot, my God. Hierdie oomblik is te groot, toe hierdie dooie stuk boomstam, wat swart gerook is van die vuur. En u bring hom, en u plant hom, by die boom, by die strome van water. Daar by daardie stroom, wat lewe gee. In die volgende oomblik, toe kom daar 'n loot uit. Hier praat daai loot. Ons almal het 'n getuienis van 'n dooie stomp. So kan ons kan, ek wil nou nie almal se name noem, dan weet hulle almal wie se kerk kom. 'n Dooie stuk stomp. Dood. Vir die wêreld dood. God loop haal, want God het gesien daar diep is lewe.
waar die mens gesien het niks, bewaal God. En hy kom plant hom by waterstroom. En die volgende oomblik kom daar 'n loot uit. Gras. Het jy groen en swart gesien? Ja, dit gee lewe, man. Dit gee, jy. Ek sluit daar. Jy sê, jy weet, daai nie agter of ek tevore. Ek lees 'n kosbare stukkie van 'n blaartjie wat by die Voortrekker monument nou sit. Almal, ja, dis dan mooi. Pragtig, hierdie ouens het hulle storie geken. Jy weet mos hoe, as jy nou vir die eerste keer op daar, ja. Almal kyk net daar. Niemand kyk hieronder. Daar is 'n kraakie en hulle het tog in die foto op van die Voortrekker monument. Daar is 'n kraakie waar 'n grasgroen blaartjie uitgroei. En die opskrif is eensaamheid. Almal sien hierdie massief. Niemand sien hier's lewe in hierdie vaal stuk klip. Hier's die mooi. My jene. Iemand moes vir jou gebid. Kyk hier. Van wat lewe hy? Baby. Van wat gaan jy nou lewe? Jy dan so vaal en dood geweet, van wat gaan jy nou lewe? Jy het jou heel gevrek in jou gees geweet, van wat gaan jy nou lewe? Van God. God gee 'n vaal klip, waar 'n blaartjie gee lewe. Hy sien jou. Nathanael, ek het jou gesien, ek gaan lewe bring. En Nathanael se lewe change. Amen. Kom ons sluit ons. Here, mag hierdie vuur, u vuur, in elkeen van ons se lewe brand vanmôre. Here, ons gaan nie toelaat, dat die vyand ons versmoor met al wat gemors is. En elke een wat uitroep vanmôre in sy hart, Here, help my. Ek lê alweer daar in die woestyn, miskien onder 'n besembos. Here, ek weet of al sit ek daar onder 'n vyeboom. Here, ons is nou deur 'n reis. Ons is deur 'n hele reis by God. En dan kom Openbaring 22 vers 2. Wat sê, ek is die boom van die lewe. Ek is die boom van die lewe. En wie by my is, sal altyd lewe, want die woord sê, dat hierdie boom 12 keer in 'n jaar gee hy vrug. 12 keer in 'n jaar, dit sê vir my, dwars deur die jaar, is daar vrug by hierdie boom van die lewe. Jesus Christus. Daar's vrug by God, man. Daar's lewe by die Here. Jy gaan nie vanmôre opgee nie. Jy gaan nou vas aan die Here. Want daar's lewe by Jesus dwars deur die jaar. En hy saam met ons in hierdie pad. Hy is by ons en hy bewaar ons. Dankie daarvoor die Here. Dankie my God dat my gees smag en dit 'n honger na meer van u, Here. As ek my oë so toemaak, Here, dan geniet ek u teenwoordigheid sonder om 'n woord te sê. Ek begeer dit vir elkeen van ons vanmôre, my God, dat ons in die teenwoordigheid sal gaan sit. Here, daar is soveel mense wat ingeskakel is vanmôre daar buite. Ek bid vir hulle, dat hulle sit te hop op hulle stoele op hierdie oomblik, van opgewondenheid omdat die Here Jesus is. My God is koning. My God is lewe. My God is liefde. My God is omgee. My God is een van verhoudings. Dis die God. Here, laat ons opgewonde raak in ons gees, waar ons miskien te neergedruk gewees het, voordat ons by hierdie boodskap uitgekom het. Here, dat daar vuur nie oor ek nie, nie oor my oë, Here, u ken my hart vanmôre. U woord spreek. U woord spreek. Here, laat ons alle ou geskille wat daar in die lewe gewees het, ons sit dit een kant. Want die Satan probeer ons as mens, nie die geestelike nie, die emosies aanval. En as hy dit reg gekry het, as ons toelaat,
dan begin daar deure oopgaan na ons geestelike dimensie toe. En as hy daar ingekom het, dat hy vernietig. Dan staan niks meer oor nie. Dan is die pad na die lewe, die boom van die lewe ook toe. Maar as ons hom kan identifiseer vanoggend, ja, ons vat bitterheid en kwaad en woede, al hierdie goed uit ons lewe uit. Waar dit plek gekry het, Here. Ons kom vanmôre en ons kap hierdie bome af. Ons kap het af. One by one. Ons kap het vanmôre af, Here. En ons vra 'n nuwe lewe, Here. 'n Dooie boomstam. Ons vra 'n nuwe lewe vanmôre, my God. Nuwe lewe, Here. Here, verhouding met U is nie kerk toe kom nie. Dis niks nie. Om U lief te hê, is 'n verhouding met U, my God. En ek bid dit vir ons mee. Here, ek bid dit uit my hart uit. Ek bid dit uit my hart uit. Dat ons daai heerlikheid van God sal voel. Here, as ons moet vermaan word, laat ons vermaan word, Here. Ons mag nie so hoogmoedig wees, dat ons soos 'n Eva by staan by 'n boom, wat ons dink ons weet alles nie. Ons moet vermaan word op hierdie pad, Here. En ons is vermaan is dat ons sê, jammer, Here. Jammer, Here. Ons kan nie hier oopmaak, my God, vir bitterheid en kwaad. Ons kan nie toelaat dat ander mense se sê dinge ons beïnvloed en ons verhouding met God vernietig. En dan staan ons soos dit daar staan, waar bevind jy jou tans? Want dit is besig om jou lewe te vernietig met God. Ek bid dit in 'n kosbare naam van Jesus Christus, ons verlosser. Amen. Amen. Kom ons staan en dan sing ons lekker saam, sal ons dan vir ons die seën uitspreek. Hoor daar 'n prediker en 'n aanbod daar. Dankie Vader, dankie. Dankie, dankie. Sal ons maar nie net aanhou sê dankie vanmôre vir wat ons ontvang het in hierdie nag wat verby is en in hierdie dag wat U ons kom opwek het. Dis so baie, Vader. Vader, U is so goed vir ons. U sê vir ons in die Onse Vader, laat U koninkryk kom.
En op die einde sê hy vir ons, want aan u behoort die koninkryk en die krag en die heerlikheid. Dit is wat Vader wil hê ons moet bid, wat moet gebeur op hierdie aarde. Dat die krag en die heerlikheid van God in sy grootheid sal wees en sal werk. En dankie Vader dat u vir ons vanmôre kom seën het. Dankie God Heilige Gees dat u ons opgewek het vanmôre. Dat ons nie in ons eie krag nie, maar deur die krag en die werking van God die Heilige Gees hier kom by mekaar kom en kon luister wat die Gees vir ons wil sê. Groot is u Vader. Dankie vir die daaglikse brood, Jesus Christus, wat u vir ons elke dag gee. Net vir een dag, Vader, nie vir 10 dae nie, net vir een dag, dat ons dit ten volle kan geniet en ervaar. Seën ons daarin, asseblief God Heilige Gees. Wees met ons verder in hierdie dag, en help ons dat ons die son sal skyn oor ons, en dat ons die warmte van die son sal ervaar, wat Jesus uit die hemel uit vir ons gee vanmôre. O Vader, u is so goed, u is so wonderlik. Heilig, heilig, heilig is u grote naam. Ek bid dit in die naam van ons Verlosser en ons Koning, Jesus Christus. Amen. Amen. Daar's lekker koffie nie, net meer rietkoffie nie. Fries julle, Marius, daar's ander lekker koffie ook. Any justice.